vanoggend en ook so in en deur dit alles vir hom die totale lof, eer en aanbidding van ons harte ook so saam te bring. Geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons vir 'n oomblik stil. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy sy aangesig by ons laat skyn, sodat die mense op aarde u weg kan ken onder al die nasies u heil. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus sy Seun deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek gaan u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons skriflesing vanmôre vind ons in Matteus hoofstuk 27. Matteus hoofstuk 27, ons gaan daar begin saam lees vanaf vers 11. En hier vind ons die Here Jesus net voor die kruisiging. Die Jode wil vir die Here Jesus teregstel, maar hulle eie wette kan dit nie doen nie. Hulle wil Jesus nie meer daar hê nie, want hy voldoen nie meer, of hy voldoen nie aan dit wat hulle gedink het hy vir hulle gaan doen nie. Sien, die Jode het gedink dat die Here Jesus gaan kom om 'n koningskap hier op aarde te kom vestig. Hulle het gedink dat die Here Jesus die een gaan wees wat hulle uiteindelik gaan vrymaak van die juk van die Romeine. En nou kom hulle al hoe meer agter dat dit is nie eintlik waarmee die Here Jesus besig is nie. Die Here Jesus het nie gekom om 'n koninkryk hier op aarde te vestig nie, maar 'n koninkryk in die hemel. En dis nie wat die Jode wou gehad het nie. Dis wat hulle tot vandag toe nie wil hê nie. En nou stuur hulle vir die Here Jesus rond en uiteindelik kom die Here Jesus voor Pilatus te staande. En nou omdat hy die gesag het om iemand tot die dood toe te veroordeel, is dit juis waar die Jode vir Jesus wil hê. En nou lees ons vanaf vers 11, en Jesus het voor die goewerneur gestaan, en die goewerneur het hom die vraag gestel en gesê, is u die koning van die Jode? En Jesus antwoord hom, u sê dit. En terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. En ek wil net gou lê, ons moet klem lê op daardie woorde wat daar staan, dat terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word. Kan u sien wie beskuldig hom? Dis nie die normale mense daar buite nie, dis die owerpriesters en die ouderlinge van die kerk. Toe sê Pilatus vir hom, hoor u nie hoe baie dinge hulle teen u getuig nie? En hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die goewerneur hom baie verwonder het. En op die fees was die goewerneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die skare los te laat. En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad met die naam van Barabbas. Nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barabbas of Jesus wat genoem word Christus? Want hy het geweet dat hulle hom, Jesus nou, uit nydigheid oorgelewer het. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal, dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord Barabbas. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle antwoord nog harder en sê, laat hom gekruisig word.
En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. En toe die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Toe laat hy vir Barabbas los, maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die gouverneur Jesus met hulle saam in die gouverneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom bymekaar. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit om sy hoof en 'n riet in sy regterhand. En hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet, koning van die Jode. En hulle spoeg op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof. En nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. Net tot sover die kosbare woord van die Here vir die manne vir wie dit moontlik is. Nooi julle staan saam met my. En dan soek ons die Here ook in gebed. Dierbare Here, baie dankie dat ons as gemeente weer so saam kan wees. Dankie Here vir u goedheid en u guns wat ons deur hierdie week gelei het. U beskerming, u voorsiening, al die klein dingetjies, Here, wat ons so maklik vanselfsprekend aanvaar. En Here, wanneer ons terugkyk, dan kan ons nie anderste as om waarlik, Here, in aanbidding voor u neer te buig nie. Ons kan nie anderste, Here, as om u te loof as die koning van die heelal, die skepper van hemel en aarde. U Here, vir wie daar geen ding onmoontlik is nie. U, o Here, vir wie daar geen naam bo u naam is nie. U, o Here Jesus, vir wie al die gode buig, al die afgode, Here, 'n verafskie in het. En wat 'n voorreg, Here, dat ons vanmôre die kosbare geleentheid het om te staan op die beloftes van u woord, Here, wat u vir ons nagelaat het. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan kom buig in vrymoedigheid, omdat ons nie 'n hoëpriester het wat nie met ons swakhede medelyde kan hê nie, maar een Here wat gewandel het hier op aarde en weet waardeur ons gaan. En op grond van dit, Here, kan ons vanmôre met vrymoedigheid na u troonkamer gaan. En in en deur dit, Here, ons hartsbegeertes voor u kom neerlê. U ken ons elkeen by die naam. Selfs die hare van ons hoof is deur u getel. Here, in diepe afhanklikheid, kom nader ons u troon. In totale aanbidding, Here Jesus, vir wie u is. U, Here, wat die groot geneesheer is. En op grond van dit, Here, wil ons nie nalat om te bid, Here, vir hulle wat 'n ongesteldheid in die liggaam het nie. U ken hulle omstandighede, ken hulle name. En ons kan vra net, Here, dat u asseblief 'n wonderwerk sal kom doen, wat geen mens kan verrig nie. Dankie, Here, vir ons saamesyn. En dankie, Here, dat ons u woord oop op ons skote het, sonder enige vervolging. En ons kom vra, Here, dat u stem in hierdie oggend duidelik sal kom word, deur u woord tot elkeen van ons se harte.
Mag U in hierdie oggend ons harte van klip kom verander. Sal U asseblief, Here, vir ons kom wys wat U van ons verwag. Maar meer belangrik, Here Jesus, sal U Uself kom verheerlik, ook hier in ons midde. Here Jesus, ons bid dit alles in diepe afhanklikheid van hoe nodig ons U het, maar ook met groot dankbaarheid vir dit, Here, wat U ook in ons lewens gaan kom doen. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek het hierdie week ietsie opgetel. Ek wil net 'n sweetie in my mond sit, dat hy nie so vinnig droog word nie. Vers 22 vra Pilatus, terwyl die skare nou hier rondom hom is, en die skare is besig om hom aan te dring. Pilatus sien daar is niks onregverdig in Jesus nie. Die Jode skree uit, roep uit, kruisig hom. Vra hier die vraag, en hy vra, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? En geliefdes, na aanleiding van daai woorde wat Pilatus daar vra, wil ek graag dit baie naby huis toe bring. En vir u vanmôre vra, wat sou u met Jesus doen? Wat sou u met Jesus doen? As u in die skoene van Pilatus was op daardie oomblik, in daardie tyd, wat sou u met Jesus doen? Nou, ek weet nie wie van julle weet nie, maar sekerlik so 7-8 jaar terug, het ek my Springbok klere gekry in uitstel. Ja, ek is regtig die Engelse woord is mos procrastination. Ek kan van een ding na 'n ander ding toe gaan, net so maklik, reg? En dingetjies uitstel en uitstel en uitstel en uitstel, ek's baie goed daarin. Ek het regtig my Springbok klere daarvoor gekry. Reg? En dis iets wat ons in ons lewens baie keer doen. Ons stel uit, en ons stel uit, en ons stel uit, en ons stel uit. En dan oor 10 jaar of 15 jaar, dan kyk ons terug en ons wens dat ons nie uitgestel het nie. Ons wens ons het nie uitgestel om nie die tyd te mors wat ons tot ons beskikking gehad het nie. Ons wens ons het nie uitgestel om te spaar vir ons ou dag nie. Ons wens ons het nie uitgestel om boeke te lees, om kennis te verkry en al die klas van goed nie. Maar uitstel is nou maar uitstel en ons as mens gaan daardeur. En daar is sekere besluite in die lewe wat ons wel kan uitstel. Besluite soos waar ons eendag gaan bly. Weet ons hoef nie nou te besluit nie, ons kan later besluit. En watter skool gaan my kind wees? Maak nie nou saak nie, ons sal later. En dan kom jy by die skool en dan gee hulle vir jou so leer van 'n waglys. En dan wens jy, wow, ek wens ek het nie uitgestel nie. Daar is baie belangrike keuses wat ons vir 'n tyd lank kan uitstel. Maar daar is een vraag wat geen mens vir ewig kan ontduik nie. Dit is die vraag, wat sal u doen met Jesus? Presies die vraag wat hier in Matteus hoofstuk 27 voor Pilatus te staan kom. Sien, die Here Jesus word na Pilatus toe gebring. Al die godsdienstige leiers het klaar besluit wat hulle met die Here Jesus wil doen. Hulle wil vir Jesus uit die weg uit hê. Hulle wil hê dat die Here Jesus moet sterf. Maar omdat hulle onder die Romeinse gesag staan, bring hulle nou vir Jesus na Pilatus toe. Pilatus moet nou die groot keuse maak.
En uiteindelik staan Pilatus nou voor Jesus en hy aanskou vir Jesus en hy het nou gehoor al die beskuldigings wat hulle nou ingebring het. En nou gaan Pilatus en hy gaan ondervra self vir Jesus. Hy gaan vra hom 'n paar vrae. Hy het gesien hoe al die owerpriesters hom aangekla het en uiteindelik kom Pilatus tot 'n konklusie dat daar is eintlik niks fout met Jesus nie. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy is 'n regverdige man. En in vers 18 lees ons selfs dat Pilatus geweet het dat hulle vir Jesus uit nydigheid wou oorlewer. En nou kom waarsku hy in vers 19, sê hy, en terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Jy sien, Pilatus het al die inligting wat hy nodig gehad het, tot sy beskikking, het hy gehad. Hy het alles gehad, hy het alles geweet. Hy het geweet dat hierdie man, hierdie Jesus, is nie soos die ander gevangenes nie. Hy het geweet dat Jesus is nie skuldig aan dit waaroor hulle hom beskuldig nie. En toe kom daar 'n oomblik waar hy nie meer ondersoek kan doen nie. Daar kom 'n oomblik waar alles nou tot op 'n punt moet kom. Soos wanneer jou vrou vir jou vra, wanneer jy die aslorry hoor, het jy al die swart sak uitgevat. Jy weet, en nou moet jy hardloop met daai besluit. Pilatus staan nou met daai besluit. En nou vra hy in vers 22, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Jy sien, hy kan nie net meer ondersoek instel nie. Hy kan nie net meer dingetjies heen en weer nie. Hy moet nou 'n besluit kom. Die tyd van uitstel is nou heeltemal verby. Daai vraag wat hy daar vra, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus, is eintlik die hart van hierdie gedeelte. En dan so ook die hart van vanmôre se boodskap. Geliefdes, vanmôre wil ek nie net hê dat ons moet van Pilatus praat asof hy 'n man was wat 2000 jaar gelede geleef het en 'n verkeerde besluit gemaak het nie. Soos wat ek nou genoem het, moet ons onsself vanmôre vir 'n oomblik in sy skoene gaan plaas. Want elke een van ons, of jy daarvan hou of nie, of jy daarin glo of nie, of jy dit wil hê of nie, gaan uiteindelik by dieselfde plek as Pilatus kom staan. Want die Here Jesus staan voor jou. Hy staan aan die deur en klop. Ons hoor die evangelie. Ons hoor wie Jesus is. Ons hoor dit wat hy gedoen het. Ons hoor dat hy die seun van God is. Ons hoor dat hy gekom het vir sondaars om hulle te red. Ons hoor dat hy gekruisig is. Ons hoor dat hy uit die dode opgestaan het. Ons hoor die mooi woorde dat hy opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. En dan kom die vraag na ons toe, wat sou u met Jesus doen? Want geliefdes, ons kan nie net vir altyd net na hom kyk nie. Ons kan nie vir altyd net oor hom praat nie. Ons kan nie vir altyd net luister wat ander van hom sê nie. Daar kom 'n oomblik waar elkeen self hierdie vraag moet antwoord. En in hierdie gedeelte sien ons 4 beslissende oomblikke waardeur Pilatus gaan. Die eerste een was hy moes vir Jesus erken. Hy moes kies tussen Jesus en die skare, nommer 2. Hy moes besluit, gaan hy vir Jesus aanvaar of gaan hy vir Jesus verwerp? En uiteindelik vind ons hierdie man waar hy sy hande was, sy hande van Jesus probeer afwas. En geliefdes, hierdie 4 plekke waar Pilatus homself gevind het,
is die een en dieselfde 4 plekke, waar ek en u onsself ook so bevind. So onder die vraag, wat sou u met Jesus doen? Vra ons eerstens, sou u hom erken? Sou u hom erken? Vers 11 sê, en Jesus het voor die gouverneur gestaan, en die gouverneur het hom die vraag gestel en gesê, is u die koning van die Jode? En Jesus antwoord hom, u sê dit. So Pilatus begin hier met 'n vraag. 'n baie belangrike vraag. In plain Afrikaans vra Pilatus hier vir Jesus, wie is jy? Wie is jy? Hy wil weet of Jesus werklik aanspraak maak op die koningskap. Want jy sien, daardie titel, koning van die Jode vir 'n Romeinse gouverneur, was eintlik meer 'n politieke saak. En as Jesus homself as 'n aardse koning sou verklaar, wat teen Rome opstaan, sou Pilatus 'n rede gehad het om op te tree teenoor Jesus. Maar Jesus antwoord en sê, ek sê dit nie, maar jy sê dit. U sê dit. Hy ontken nie wie hy is nie. Hy is inderdaad koning, maar hy is nie die soort koning wat Pilatus verwag het nie. Sy koninkryk is nie gebou op Romeinse mag nie. Hy kom nie met 'n leer nie. Hy staan daar sonder wapens. Hy staan daar sonder enige politieke mag. Hy staan daar stil en waardig. Die owerpriesters beskuldig hom, maar hy antwoord hulle nie. Pilatus het hom begin verwonder oor dit waarmee die Here Jesus hier besig is. En is asof Pilatus voor Jesus staan en besef, hier is meer aan hierdie man as wat my klein breintjie kan verstaan. Geliefdes, sou u hom erken? Sou u hom erken? Ek vra nie of jy sy naam ken nie. Dis nie wat ek vra nie. Ek vra nie of u glo dat Jesus geleef het nie. Geliefdes, ek vra glad en al nie vanmôre of u al van hom gehoor het nie. Ek vra, erken u vir Jesus vir wie hy werklik is? Want Jesus was nie net bloot 'n goeie leermeester nie. Hy was nie bloot 'n mooi 'n voorbeeld nie. Hy is nie een of ander historiese figuur nie. Hy is die Christus. Hy is die Seun van God. Hy is Here en uiteindelik is hy koning. Thomas kom in Johannes 20 vers 28 by daardie erkenning waar hy vir die Here Jesus gesê het, my Here en my God. Paulus skryf in Filippense 2 vers 10 en 11 sê hy, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Die geliefdes, hierdie is 'n werklikheid en 'n waarheid wat elke mens uiteindelik moet beweeg, want elke knie sal buig of jy daarvan hou of nie. Elke tong sal bely of jy daarvan hou of nie. Die vraag is, sal jy hom nou erken? Sal jy hom nou erken? Want as te ware is daar 'n verskil, 'n baie groot verskil, tussen om iets van Jesus te weet en om hom as Here te erken. Pilatus het Jesus voor hom gehad. Hy het hom gesien. Hy het met hom gepraat. Hy het gesien dat daar is iets besonders aan hierdie man. Maar om naby aan Jesus te wees is nie dieselfde as om aan Jesus te behoort nie. Geliefdes, dis moontlik om jarelank in die kerk te sit en nooit werklik voor Christus te buig nie. Dit is moontlik om jarelank in die kerk te sit en nooit weergebore te word, sy eiendom te word nie.
Dis baie moontlik om die regte taal te praat, die liedere te sing, Bybelverse te ken, maar om vir Jesus nog steeds op 'n veilige afstand te hou. Wie is Jesus vir jou? Geliefde? Wie is Jesus vir jou? Is dit net die Jesus van jou ouers? Of die Jesus van jou kerk? Of iemand oor wie jy geleer het oor die jare heen? Geliefdes, kan jy waarlik waar getuig en sê dat hy is jou Here? Kan jy waarlik getuig dat hy is jou koning, waar ek nie meer op die troon van my hart sit nie, maar Jesus sit daar? Is hy jou verlosser? Het hy jou vrygemaak van die wêreldse dinge? Geliefdes, die Here Jesus staan vanoggend persoonlik voor ons, elkeen. En die vraag is, sal u hom erken vir wie hy werklik is? Pilatus het nie, en hy het die prys betaal. En ons kan baie maklik ja sê, maar nooit 'n verandering in ons lewens meebring nie. Sal u hom erken vir wie hy werklik is? Die tweede vraag wat ons onsself vra, is, sou u hom bo die skare kies? Vers 17 sê, nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? Barabbas of Jesus wat genoem word Christus? Jy sien, Pilatus weet teen hierdie tyd, dat Jesus is nie skuldig, soos wat die owerpriesters beweer nie. Daar was in daardie tyd die gebruik gewees, waar die goewerneur tydens hierdie fees, een van die gevangenes sou loslaat, die een wat hulle sou kies. En Pilatus sien in hierdie gebruik, sien hy 'n moontlike uitweg. Jy sien, daar is Barabbas, 'n berugte gevangene, en daar is Jesus. En nou vra hy in vers 17, wie wil julle hê moet ek loslaat? Barabbas of Jesus? Julle moet kies. En ek dink dat Pilatus sou gedink het dat, dis 'n maklike keuse. Dis 'n maklike keuse. Hierdie berugte moordenaar, man wat slegte dinge gedoen het, of hierdie Jesus wat regtig nog niks verkeerd gedoen het nie. En is daar waar die skare begin praat. Die owerpriesters, die ouderlinge beïnvloed hulle. En uiteindelik kom die skare en hulle kies vir Barabbas. En na aanleiding van dit sê Pilatus vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? En die skare het uiteindelik uitgeroep. En hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. Jy sien, hier is iets wat ongelooflik aktueel is. Pilatus staan tussen sy eie oortuiging en die stem van die skare. Hy weet wat reg is en hy weet wat verkeerd is. Maar uiteindelik hoor hy wat die mense daar buite wil sê. Hy weet dat Jesus onskuldig is, maar die druk rondom hom word groter en groter en groter. En uiteindelik kies hy nie op grond van die waarheid nie. Hy kies op grond van die druk wat hy van buite af voel. En geliefdes, ons vra vanmôre, sou u vir Jesus bo die skare kies? Want as u vir Jesus sou wou volg, moet jy verstaan dat daar gaan altyd stemmetjies van buite af indruis in jou lewe in. Die stem van ons kultuur, die stem van vriende, die stem van ander mense se opinies, die stem van aanvaarding, die stem van vrees, die stem wat sê, moet tog nie te ernstig raak oor die Here nie. Die stem wat hier op jou skouer sit en sê, jy's te radikaal.
Dis mos nie so erg nie. Jy hoef nie anders te leef nie. Sonde hoef nie afgelê te word nie. En dan staan jy soos Pilatus en jy weet wat die waarheid is. Maar die vraag is, wat gaan jy doen wanneer die skare jou in 'n ander rigting inroep? Paulus vra in Galasiërs 1 vers 10, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Probeer ek om mense te behaag? Want as ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Die Here Jesus kom met 'n baie groot waarskuwing en hy sê, elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Geliefdes, om vir die Here Jesus te volg gaan jou iets kos. Dit mag jou gewildheid kos, sekere vriendskappe kos, dit kan gemak kos, dit kan beteken dat jy moet nee sê wanneer die wêreld rondom jou uitroep ja. Die vraag in hierdie oggend is, wie se stem dra die meeste gewig in my en jou lewe? Baie mense verwerp nie vir Jesus omdat hulle bewys het dat hy nie die Christus is nie. Hulle verwerp hom omdat hulle bang is vir wat mense van buite af van my gaan sê. Pilatus se krisis en sy probleem was nie 'n gebrek aan inligting nie. Sy probleem was dat die skare vir hom belangriker geword het as die waarheid. En dit kan net so vinnig met ons ook gebeur. Jy weet die Here roep jou om sonde te los. Jy weet die Here roep jou om sekere dinge in jou lewe af te lê, maar jy hou vas daaraan omdat almal rondom jou dit net wil aanvaar. Geliefdes, jy kan dalk weet dat die Here jou roep om vir hom om te staan. Maar jy bly sit en jy bly stil omdat jy bang is vir wat die mense van jou gaan sê. Jy kan weet dat die Here is, dat Jesus is die Here. Maar is maklik om te leef asof die skare daar buite 'n finale sê het. En vandag kom vra die Here, sal jy vir Jesus kies, terwyl die skare uitroep, laat vir Barabbas vry? Sal jy by Christus staan, wanneer die wêreld in 'n heeltemal ander rigting in beweeg? Sou u die ongemak aanvaar om Jesus in jou lewe te hê, terwyl die wêreld daar buite glad en al nie saamstem? Want dit lei ons na die derde vraag, en dit is, sou u hom aanvaar of sou u hom verwerp? Pilatus vra, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Die kern van die gedeelte. Wat moet ek met hierdie man doen? Die oomblik van sy beslissing. Hy kan nie meer wegkruip agter vrae nie. Hy kan nie nog ondersoeke loods nie. Hy kom nou op die punt waar hy moet kies. En weer eens, of jy daarvan hou of nie, of jy daarin glo of nie, of jy dit wil hê of nie, elke mens gaan presies by hierdie oomblik kom. Want die evangelie bring ons nie net by kennis nie. Die evangelie bring ons uiteindelik by 'n besluit. En die besluit rus op die feit, wat gaan jy met Jesus doen? En die skare antwoord, laat hom gekruisig word. Pilatus vra vir hulle, watter kwaad het hy dan gedoen? Kyk wat doen die skare. Hulle skreeu nog harder en sê, laat hom gekruisig word. Geen nuwe bewys teen die Here Jesus het ingekom nie. Geen nuwe aantuigings nie. Maar hulle skreeu harder en harder en harder. En geliefdes, dit is presies hoe die menslike hart werk. Jy sien, wanneer die waarheid ongemaklik word,
probeer ons dit nie weer lê nie, ons probeer dit stil maak. Maar Jesus bly die vraag. Hy bly die onderwerp. Johannes 1 vers 11 en 12 sê, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Jy sien, daar is uiteraard twee moontlikhede, twee uitkomste. Jy gaan vir Jesus aanvaar, of jy gaan vir Jesus verwerp. Daar's net twee, daar's nie 'n middelweg nie. Ons soek soms die middelweg deur om te uit te stel en uit te stel en uit te stel en uit te stel. Want daar's nie 'n middelweg nie. Johannes 3 vers 18 sê, hy wat aan hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, sal reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Daar is geen neutrale ruimte nie. Ons kan probeer om nie te besluit nie. Ons kan. Ons kan probeer om hom nie te ontvang nie. Maar deur om dit te doen, het ons klaar 'n keuse gemaak. Ons kan probeer om uit te stel. Ons kan sê eendag, later, wanneer ek ouer is, wanneer my lewe rustiger is, maar is nog steeds 'n keuse om hom in hierdie oomblikke en hierdie tyd nou te verwerp. Daarom word Pilatus se vraag uiteindelik een van die grootste vrae van die evangelie. Naamlik, wat gaan jy met Jesus doen? Geliefdes, u het seker moontlik al baie keer hierdie boodskap gehoor, dat Jesus vir sondaars gesterf het, dat hy opgestaan het. Ons weet dat alle vergifnis lê in hom. Die vraag is nie hoeveel jy van dit weet nie. Die vraag is, geliefdes, het jy hom ontvang? 'n Mens word nie gered omdat ons 'n goeie opinie van Jesus het nie. Jy word nie gered omdat jy kerk toe kom nie. Jy word nie gered omdat jy met Christendom saamstem nie. Jy word gered deur geloof in Christus Jesus. Romeine 10 vers 9 sê, wow. Hy het baie gespring. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. En geliefdes, dit alles is baie persoonlik. Want die enigste kinders wat gered kan word deur hulle ouers se voorbeelde is die kinders van 'n dominee. Né? Ja. Ek weet my kinders gaan hemel toe want ek is 'n predikant. Is ek reg? Nee. Geliefdes, ek weet ek gaan hemel toe want ek behoort aan die regte kerk. Nee. Geliefdes, ek weet ek gaan hemel toe want ek het baie goeie werke in my lewe. Nee. Weet ek gaan hemel toe want ek's 'n goeie mens. Jy weet, soos wat daardie man eendag gesê het, hy sê eendag gaan ons voor die Here te staan kom en die Here gaan ons vra, hoekom moet ek jou my koninkryk toelaat? En hy skiet die waarskuwing uit en hy sê, as jy daai vraag antwoord in die eerste persoon, naamlik ek het, moet jy weet jy's op pad hel toe. Ek kan myself nie red nie. Ek kan vir myself niks doen nie. Maar Jesus kan my red. En daarom die vraag, sal ek hom ontvang of sal ek hom in hierdie tyd wegstuur? Sal ons maak soos Pilatus, wat hom hier voor my het, sy stem hoor, sien wie hy is, in my hart weet wat die waarheid is, maar nog steeds toelaat dat Jesus daar omdraai en gaan om gegeesel te word. Wat sou u met Jesus doen?
Die laaste gedagte waarin ons vanmôre vashou. Sou u hande van hom probeer was? Toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. En hierdie is vir my een van die mees aangrypendste tonele in die hele Bybel. Hierdie man wat sien dat hy niks bereik nie, en die oproer word groter en groter en groter. Die skare skree op hom, en hy neem 'n bak water, en hy gaan was sy hande voor die skare en sê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Hoe tragies is dit nie? Hoe dat Pilatus homself probeer losmaak van sy eie besluit. Hy probeer uiteindelik sê dat dis nie my verantwoordelikheid nie. Hy vat uiteindelik en hy sê dat dit is julle keuse. As te ware kom, wil hy eintlik hier kom sê dat ek het niks daarmee te doen nie. Soos vrouens, is nie ons nie, is die man. Nee, lees dit van Genesis af. Nou lees ons in vers 26, toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer geword om gekruisig te word. Hy was sy hande, maar hy het Jesus oorgelewer. Jy sien, hy daar gestaan en probeer neutraal wees, maar uiteindelik het hy die besluit geneem. Daar is geen water wat die verantwoordelikheid van 'n mens se reaksie op Jesus kan wegwas nie. Geen water nie. 'n Ernstige, geestelike waarheid. Want alle mense probeer vandag nog hulle hande van Jesus was. Ek meen, ons is mos nou nie teen hom nie. Ek glo elke mens moet sy eie ding doen. Baie keer kom ons op straat en wil met mense praat oor Jesus en dan sê hulle vir ons, ek wil nie nou daaroor praat nie. Ek is nie gereed nie. Dit is 'n persoonlike saak, juis wanneer Jesus hier voor jou bly staan. Maak nie saak hoe hard ons probeer nie, ons kan hom nie wegredeneer nie, ons kan hom nie wegdefinieer nie. Ons kan nie ons verantwoordelikhede op iemand anders te pak nie. Hebreërs 2 vers 3, vra, hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid verontagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is, deur die wat dit gehoor het. Hoe kan ons dit verontagsaam? Geliefdes, baie mense gaan verlore, nie omdat hulle openlik teen die Here Jesus beklei nie, maar net omdat hulle hom nooit ernstig genoeg opneem om te reageer nie. Pilatus se hande was nat, maar sy besluit het gebly. En hierdie is 'n plek waar baie mense vandag staan. Ons sê nie nee vir Jesus nie, maar ek sê ook nie ja nie. Ek verwerp hom nie, maar ek wil nie my lewe aan hom gee nie. Ons probeer daar op die grys area staan. Maar die boodskap is duidelik. Daar is geen veilige, neutrale plek nie. Hy is Christus, hy is Here, hy is Verlosser, en geliefdes, ons gaan vanmôre moet besluit wat ons met hom gaan doen. Wat gaan u met Jesus doen? Matteus hoofstuk 27 plaas ons in Pilatus se skoene. Die Here Jesus staan reg voor hom. Pilatus hoor wie hy is. Hy sien dat hy onskuldig is, hy word gewaarsku, hy word gekonfronteer, maar uiteindelik kom die vraag, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Dieselfde vraag kom vandag
na elkeen van ons harte. Sou u vir die Here sê, deur hom te erken dat u is my Here en my God? Erken u hom ten spyte van? Sou u hom bo die skare kies? Sal jy hom volg terwyl die wêreld in 'n heeltemal ander rigting ingaan? Sou jy hom aanvaar of sou jy hom verwerp? Geliefde, kan jy vanmôre sê dat jy jou volle vertroue in hom geplaas as jou verlosser en jou saligmaker? Of gaan jy jou hande probeer was? Sal jy weer uitstel? Sal jy weer wag? Gaan jy weer probeer om net op 'n ander grond, op 'n ander manier neutraal te bly? Die wonder van die evangelie is dat die Jesus wat Pilatus oorgelewer het om gekruisig te word, juis na die kruis gegaan het vir sondaars, soos ek en u. Hy het nie gesterf omdat hy skuldig is nie. Jesaja sê dit mooi, dat hy gesterf het, omdat ons skuldig is. Ek en u is skuldig, nie hy nie. Ek is mal oor die woorde van Petrus, waar hy sê, want Christus het gelei, het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees. En dit uiteindelik is die evangelie. Die regverdige sterf vir die onregverdige. Die onskuldige neem die plek in vir die skuldige. En Jesus gaan na die kruis sodat 'n sondaar vergewe kan word. En so kom die evangelie en dit roep vanoggend na my en na jou. Dit roep na elkeen van ons. Die evangelie roep ons nie om onsself eers reg te maak en dan na Jesus te kom nie. Die evangelie roep ons vanmôre om te kom net soos wat ons is. Met ons sonde, met ons skuld, met ons gebrokenheid, met ons verlede, en om ons vertroue heeltemal in Jesus te kom plaas. Maar die vraag bly staan, wat sal jy doen met Jesus? Wat sou u doen met Jesus? Want ons kan hom bewonder en hom nog steeds verwerp. Jy kan baie van hom weet en steeds nie aan hom behoort nie. En jy kan probeer om jou hande te was en steeds met die vraag agterbly. Of sê u vanmôre, Here, ek erken u. Here, ek kies u. Ek vertrou u. En ek gee my lewe aan u oor. Uiteindelik is daar geen groter besluit wat 'n mens ooit sal neem as die besluit wat jy maak in hierdie oggend aangaande die vraag, wat sou u doen met Jesus? Geliefdes, mag dit waarlik 'n ernstige saak in ons geestelike lewe wees. 'n Saak wat ons eerlik en opreg voor die Here sal antwoord. Of gaan ons weer ons springbokklere kry en uitstel en uitstel en uitstel en uitstel. Ons weet, Hebreërs hoofstuk 9 sê, dat elke mens is bestem om te sterwe, en daarna die oordeel. Die vraag wat ons by daardie oordeel gaan antwoord, is, wat het jy gedoen met Jesus? Mag die Here vir ons die genade gee, om hierdie gedagte net te oordink, dit werklik waar in ons binnekamers toe te vat. En geliefdes, as jy nie die sekerheid het wat jy behoort te hê nie, kom praat met ons. Kom praat met ons, kom deel met ons. En ons kan seker maak dat jy ook daardie besluit op die regte manier doen. Amen. Kom ons bid saam.
Dierbare Here, ons is vandag gekonfronteer met 'n vraag waarvan ons nie van kan weghardloop nie. Pilatus het probeer, o Here, en hy het opgeëindig om sy hande te was, maar hy het nog steeds die prys betaal. Here Jesus, ons kom vra genade, reddende genade. Sal U klop aan die deur van ons harte, hoorbaar wees, tasbaar. Here, as daar vanmôre iemand hier sit wat nog nie daardeur oopgemaak het nie, dat U hulle sal kom oortuig, dat U vir hulle sal kom wys, dat U voor hulle sal staan, en dat ons uiteindelik die besluit sal neem, wat sal ons doen met Jesus? Mag U die naprediker van die woord wees. Sal U asseblief vir ons kom wys dit wat U van ons verwag. En in deur dit alles, Here Jesus, sal U asseblief nog steeds verheerlik word. Dankie Here vir U goedheid. Dankie Here vir U guns. Dankie Here dat ons dit alles by die kruis kon deurlos. Want ons weet dat U wat die goeie werk in ons lewens begin het, U woord sê U is die een wat dit ook so sal volëindig tot op die dag van ons kosbare verlossing. Here Jesus, vir U lieflike naam. Amen.